Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. En ja, is weer voorreg om op hierdie Sondagoggend, die laaste Sondag in Mei, kan jy dit glo, nee? Hier sit ons al in Mei. Maar ja, dit is die Sondag na die Pinkster Sondag. En ek glo verlede week was almal van julle in die kerk en ons het daar saam die Here se naam groot gemaak, nee? Ons glo dit in ons harte en ons weet dat die Here sal jou seën. Hy gaan jou seën. En vandag wil ek net in 'n bekende storie vir die wat in die Bybel ingaan, want baie van die mense vra, okay, nou die Pinkstertyd is verby, die hemelvaartdienste is verby, die uitstorting van die Heilige Gees, ons het almal daaroor gepraat en baie predikante het seker daaroor gepreek verlede week. En tog sit ons in dieselfde plek waar ons was 'n week voor die tyd. En ek hoop dit is nie die geval vir jou nie, maar vir baie mense daar buite voel dit so. Dit voel nog steeds vir hulle asof die Here ver weg is. Maar die Here is by jou. Die Here is by jou. Dit kan ek jou waarborg vanoggend. Die Here is lief vir jou, hy is saam met jou, hy is op hierdie pad, en hy weet hoe naby jy is aan hy deurbraak wat jy so nodig het. En ek praat daar van 'n geestelike deurbraak, nee. Maar ek lees vanoggend uit Lukas 24 en ek sê dis 'n bekende een want dit is Emmausgangers, nee. Dis daai twee ouens wat stap, Jesus was nou net gekruisig. Vir hulle was dit hierdie hoop om te sê Jesus sal kom en hierdie Romeinse ryk uitwis, wegvat. En dis hoe baie van ons voel. Dis ons soek hierdie korrupte regering van ons soek dat dit sal weggevat word. En tog gebeur daar niks nie. En hulle is seker hartseer, hulle is bedroef, hulle koning, hulle leier, die hoëpriester wat hulle aanbid het, wat hulle gevolg het, is dood. Hulle het gesien hoe hy op 'n kruis gehang het, hulle het gesien, en hulle is op pad terug na hulle huise toe. En hulle is pad terug en dink maar net vir 'n oomblik, hoe voel hierdie ouens? Weet jy, het verlede week na die hemelvaartdienste en die Pinksterdienste toe gegaan, en jy was opgewonde elke aand het jy huis toe gegaan en dalk niks. Dit is hierdie twee ouens hier so, hulle voel dieselfde vandag, en hy sê, en twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En ek sê, dis ook belangrik dat ons daai gemeenskap bou, nee, daai vriendekring van jou bou, daai wat jy kan jou hart uitstort met iemand, jy kan met hulle praat, jy kan met hulle deel, alles, jou gevoelens, jou emosies, alles, kan jy met hulle praat, met hulle deel. En partykeer jy kom weg van die dinge wat jou vashou, om daai dinge te deel. Weet, vir my is dit 'n wonderlike tyd en weet, as 'n ou draf en jy's alleen, jy kan met die Here praat, want dis jy en God, daar's nie televisie, daar's nie fone nie, daar's nie WhatsApps nie, daar's nie boodskappe wat deurkom nie, daar's nie dinge wat jy sien, wat jy gou wil doen nie. En hierdie twee ouetjies is dieselfde. Partykeer moet jy en 'n vriend, jy en 'n vriendin, weet, maak seker, dat is die regte vriendin, nee, dis die regte persoon met wie jy jou hart wil deel. Maar dit is belangrik dat jy daai persoon in jou lewe het, met wie jy op hierdie pad kan stap. Onthou, hulle is by Jerusalem, hulle loop weg van hulle blessing af, hulle loop weg van die plek waar die Here gaan opstaan, hulle loop weg van die belofte van Jesus af. En hulle praat met mekaar, en hulle deel met mekaar, en hulle maak hulle harte oop met mekaar. En ons hoor daar sê, en terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. En is vir ons so belangrik om dit te weet, want God is by jou. Al sien jy dit nie, al voel jy dit nie, God is by jou. God gaan jou nooit verlaat nie. God sê net, maak jou hart oop en praat met my. Deel jou hart met my, sodat ek weet presies hoe jy voel oor die dinge wat nou gebeur in jou lewe. Die dinge hoe jy dit sien. Onthou, hoe jy iets raak sien is nie hoe ek het raak sien nie, nee.
Hoe iemand anders 'n ding raak sien, is nie hoe ek en jy dit sal raak sien nie. En dis hoekom dit so belangrik is om te deel. En dan as iemand met jou kom deel, onthou partykeer is jy daai persoon se blessing. Die persoon wat God hulle pad langs gestuur het, sodat jy sal luister. Nie luister om te antwoord nie. Weet, enige sielkundige gaan vir jou sê, jy luister vir 7 sekondes, dan het jy al klaar daai besluit gemaak en die antwoord is al klaar reg in jou kop. Dis nie wat God van ons verwag nie. Dis nie wat 'n vriendskap is nie. Daai vriendskap is partykeer daar om net te luister en sê terwyl hulle praat en mekaar ondervra. Nie vir mekaar advies gee nie, nie vir mekaar daarso te sê wat is dit, wat is dit, wat is dit. Dis hoe jy daai ding gaan oplos, dis hoe jy moet voel, dis hoe jy Nee. Niemand weet hoe jy voel oor 'n situasie tensy jy dit met hulle uit jou hart uit deel met hulle. Deel met hulle. En dan sien ons die storie en hy sê vir hom, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel en waarom is julle so bedroef? Want Here, ek het jou gesoek en jy was nie daar nie. Ek het uitgeroep en jy was nie daar nie. En dis wat hulle eintlik hiervoor sê. Die een wie se naam is Kleopas sê antwoord en sê vir hom, waar was jy? Waar was jy toe ons uitgeroep het? Waar was jy toe ons jou nodig gehad het? Waar was jy toe ons in daai situasie gekom het en ons het gesien? Waar was jy, Jesus? En dan sê dit vir hulle, en hy sê vir hulle, wat se dinge waarvan jy praat? En die woord sê, gaan aan daarso, en ons kry die storie hierso in Lukas 24 vers 24, en sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vrou ook gesê het, maar hom, Jesus, het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o, julle onverstandige generasie, nee, onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Alles wat die woord gespreek het, alles wat julle gehoor het, alles waaroor julle gesing het, julle harte is traag. Stadig, hoekom? Want ons fokus is nie op God self nie. Ons fokus is op al hierdie ander dinge wat saam met ons kom. Al ons bagasies, al die dinge wat ons vashou, al die dinge waaraan ons vashou. En hy sê, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie. In sy heerlikheid. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Kom ons kom terug by daai dinge wat oor Jesus gaan. Ons kom terug na die dinge wat oor Jesus gaan, wat Jesus verkondig, wat Jesus groot maak, wat Jesus loof en Jesus prys en Jesus aanbid en Jesus die middelpunt van jou verhouding weer kom. En dis wat Jesus met hulle daar gedeel het, daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was. En hy het gemaak of hy verder wou gaan. En partykeer is dit so, Jesus kom so naby aan ons. So naby, 10 dae se Pinksterdienste, hy kom so naby. En dan sê Jesus, nooi my verder. Nooi my verder, nie net hier in die kerk nie, nooi my bietjie verder om saam met julle te gaan. Nooi my, en sy hart brand eintlik om te sê, omdat jy sal uitreik en sê, Here, kom saam met ons. Kom saam met ons, daai klein bietjie verder. En dis wat hulle sê, daarop kom hulle na 'n dorp waar hulle op reis was, en hy gemaak of hy verder wou gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, kom, bly by ons. Is jy daai persoon wat aandring dat die Heilige Gees bly by jou, dat Jesus bly by jou, dat jy nie op 'n ander rigting gaan en Jesus nog steeds daar staan en vir jou wag nie. Hy wag net dat jy sal omdraai en sê, Jesus, kom saam. Jesus, kom saam in my huis in. Jesus, kom saam in my verhoudings in. Jesus, kom saam in my geldsake in. Jesus, kom saam in my huis in my binnekring in my werk in. Jesus, kom self saam daar waar ek saam met my vriende staan om 'n braaivleisvuur. En ek wil dinge sê sodat ek soos die wêreld sal klink. Maar Jesus, kom saam met my in alles. In alles, moenie net daar staan nie.
Weet, ons het nou hierdie mooi journey saam met die Here gegaan, en nou gaan ons een rigting en Jesus bly staan. Of gaan jy uitroep en vandag vir Jesus sê, Jesus, kom saam en dring aan, want baie keer is dit nie op die eerste keer wat jy vra nie, is die tweede of die derde of die vierde keer. Ja, jou hart vir die Here gegee het, dis awesome, dis amazing, daai ding het oombliklik gebeur, die oomblik wat jy vir die Here gesê het, kom in my hart in, is hy daar. Maar nou wil ons Jesus saam met ons hê op hierdie journey waarop ons is, the journey of life, die pad waar ons stap. En hy sê, daarop dring hulle aan, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly, en toe hy met hulle aan tafel was, daar waar jy stil raak, daar waar jy rustig sit na 'n lang dag se werk, ek meen 8 myl, dis seker nie so ver nie, maar as jy stap en jy is bedroef en jy voel, en jy die dinge beleef wat jy beleef het, dan is dit 'n lang dag, maar aan die einde van die dag, as jy aan tafel sit saam met Here Jesus Christus, saam in sy woord ingegaan, die brood van die lewe, dan sê daar, en toe hulle aan tafel was, neem Jesus die brood en dank, en hy breek dit en gee dit vir hulle, toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken. Na 'n lang dag, maar hulle het aangedring, hulle het geluister na die profete, hulle het geluister na Jesus, hulle het geluister na God se hart, hulle het gehoor wat die woord vir hulle sê, oor die dinge wat in hulle lewe aangaan op die oomblik, op daai oomblik, maar dis eers toe hulle stil geraak het, in God se woord ingegaan, die brood van die lewe, dat God hulle oë oopgemaak het, en hulle het God gesien en erken, en hy sê vir mekaar, was ons harte nie aan die brand, in ons toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het. Hoe honger is jy vandag vir Jesus? Hoe honger is jy vir 'n verhouding met Jesus? Is jy bereid om daai 2, 3, 4, 5 ure saam met Jesus te stap, in sy woord in te gaan, die skrifte oopmaak, die brood van die lewe saam met Jesus breek, sodat jy God kan sien vir wie hy is? En is jy bereid om vir hom te sê, Here, moenie net daar wees, in buitekant van ons lewens nie, maar kom in elke faset van my lewe, vandag, maak jouself jou God maak jouself tuis in elke faset, elke area van my lewe, en dat ek saam met jou kan brood breek, dan weet jy alles, en dan maak my oë oop, sodat ek u kan sien vir wie u is. En ek los dit daarmee daar by julle, mag julle geseënde week hê, en as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week, mag die Here julle ryklik seën, maar nooi hom in, vandag, sodat hy meer as net 'n voetganger, 'n reisiger op die pad saam met jou sal wees, sodat hy werklik waar in jou lewe kan inskakel in elke area, sodat hy deel van jou lewe sal wees, en hy sal jou daardeur seën. Ek groet jou in Jesus naam. Amen.